Ek weet my verlosser leef en hy sal as laaste op die stof opstaan. En nadat dit alles my vel afgeskeer het, sal ek nogtans ek die vlees God aanskou. Wat ek sal aanskou my ten goede en my oë en geen vreemde nie sal sien. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Maar dit is duidelik dat ons ook nie enigiets daarmee kan wegdra nie. Die Here het gegee, die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. Ek is die opstanding en die lewe, sê die Here. Wie my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Elkeen die lewe en my glo sal nooit sterwe tot in die ewigheid nie. Maar ek weet my verlosser leef en hy sal as laaste op die stof opstaan. En nadat dit alles my vel afgeskeer het, sal ek nogtans in die vlees God aanskou. Wat ek sal aanskou my ten goede en my oë en geen vreemde nie sal sien. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. En dit is duidelik dat ons ook nie enigiets daaruit kan wegdra nie. Die Here het gegee, die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. En dit is duidelik dat ons ook nie enigiets daaruit kan wegdra nie. Die Here het gegee, die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. Familie, goeiemiddag. Ek kan vra dat indien daar enige kerklees, geestelik lees en die offisiere van St. Joseph's, dat die sitplekkie bo sal kom inneem, sodat ons meer plek beskikbaar maak. We gaan die mense wie in die agterkant nog staan. Wie in die agterkant staan, is nog stoele in die voorkant, en dat ons in die kant nog een paar sitplekke ook. So ek gaan vra indien daar nog enige ander lidmate van St. Joseph's is, dat u sal kom en in die koorstoele kom sit, om weer plek te maak vir ander persone. Halleluja. En my linkerkant is ook nog stoele waar u kan
waar hy kan kom sit. Gaan vir alle mans en seuns net hulle keppe afhaal asseblief. Alle mans en seuns net hulle keppe afhaal asseblief. As jy nie daar kan het nie, maar af die kep eers so lang. Maar met respect vir die huis van die Here, wat ons hoede sal afhaal. Alright, daar is nog plek, sitplek aan die voorkant. Hier achter nog staan, daar is nog sitplekke voor, daar is nog stoele op die voorkant. Alright, familie, ek groet u allemaal vanmiddag in die naam van ons Heer en ons Zaligmaker Jesus Christus by die begrafenisdiens van Eigel Regan Monroe, kind van die Here wie jy kom haal het wanneer, soos wat die woord van die Here ons leer, sy plek voorberei was, het die Here kom haal om saam met hom te wees. Indien enigiemand van die badkamer sal gebruik, aan my linkerkant die laaste deur, soos voor in die voordeur uit gaan sien, dames, en in die rechterkant die laaste deur is vir die mans. Kom ons sing saam die opening van die diens, gesang 2 op ons program. In the land of faithless day lies the city, four square. It shall never pass away, and there is no night there. In the land of faithless day lies the city, four square. It shall never pass away. Ons eer en ons loof en prys dan self ons hemelse Vader vir so 'n voorreg wat ons dan self in die middaguur het om direk in kontak met hom te kan kom. Ons eer u dat u dan self vir ons die weg gebaan het. Ons eer u dat u dan self, soos die Bybel verklaar, die tempelvoorhangsel het geskeur, sodat ek en ander ter enige tyd na u toe kan kom. Baie dankie Here, dat ons dan self na u toe kan kom in bitter tye. Dankie dat ons na u toe kan kom in soet tye, Here. Ons het by mekaar geroep in hierdie middaguur
die heen gaan van 'n seun, van 'n broer, van 'n vriend, van 'n pa. Ons eer U daarvoor, Here. Die Bybel herinner vir ons dan self in Genesis dan alles wat U geskape het, Here, het U teruggestaan en bevind dat dit goed was, Here. Ons kom sê baie dankie, Here, dat Regan se lewe, Regan se toetrede tot die lewe goed was, Here. Baie dankie vir seisoene wat U aan Regan gegee het. Baie dankie vir stadia wat U aan Regan gegee het. Baie dankie dat U toegelaat het dat Regan 'n baba, 'n seigeling, 'n tiener kon gewees het, Here. Ons eer U daarvoor, Here. Baie dankie vir vriendskappe wat hy aan self aangekoop het. Baie dankie dan self, Here, dat hy aan self 'n staatmaker in sy vriendekring kon gewees het. Baie dankie dat hy aan self 'n soet seun vir sy ouers kon gewees het, Here. Ons besing dan self U goedheid, Here. Vader, ons bring hulde aan U wat dan self die wonders kom doen het dan self, Here. Vader, ons kom bid dan self in die middaguur om dan self die diens, die laaste diens van Regan te seën dan self, Here. Ons kom bid dan self, Here, terwyl U dan self iemand uitgekies het wat 'n woord namens U moet spreek, 'n woord nie vir Regan nie, omdat Regan daar reeds weg is, Here, en dat daar 'n woord gespreek word vir ons wat dan self nog die agtergelaat is dan self, Here. Ons kom bid dan self dat U pastor dan self so wonderbaarlik sal gebruik, Here. Vader, ons kom bid dan self dat U vir pastor sal ledig van homself, Here, en U vir meer sal vul, Here. Vader, met dit wat U in sy binneste geplaas het dan self, Here. Vader, die woord van die Here herinner vir ons dat U woord wat U geskaap het, die woord wat U geheilig het dan self, Here, sodra dit uitvaar, Here, kan dit en dit sal nie ledig terugkeer nie, Here. Vader, ons kom bid dan self dat die woord wat gespreek sal word dan self, dat U dit dan self, Here, sal omhou met U heiligheid, Here. Die woord sal omhou dan self met U soetheid, Here. Vader, ons kom bid dan self vir diegene wat die woord sal aanluister, Here, dat U elke luisteraar sal aankla, Here, vir die woord wat sal uitgaan dan self, Here. U dan self alle woelinge in ons midde sal uitneem dan self, Here. Ons kom bid dat U vir ons sal losmaak, Here, van enige dergelike ding, Here, wat vir ons sal weerhou, Here, om nie die woord aan te neem nie dan self, Here. Kom vertoef in ons midde, Here. Ek kom bid dan self, Here, vir die ter aarde bestelling, Here, dat U dit dan self sal seën dan self, Here. Word verheerlik deur die diens, word verheerlik deur die woord wat gespreek sal word. Ek bid dit in die naam van Jesus, met vele danksegging. Amen en amen. God will work it out. One thing I know, one thing I found. God will work it out. God will work it out. God will work it out. One thing I know.
God will work it out. Maar dalk vir die donkerheid vandag. Maar dalk vir die lyk asof die pad vorentoe sonder die see moeilik gaan wees. En glo my, dit gaan wees. Die Here sal dit uitwerk. Hy sal 'n weg maak waar daar vir die familie nie 'n weg is nie. Vind die vrede vandag in die Here dat hy beter af is. Beteken u, ons is nog hartseer vandag, ons is nog in rou geword, maar vandag is hy beter af, want hy haal gemakkelijk asem, Suster Roos. Maar die longe pla nie meer nie. Die siekte is weg en hy is veilig by sy skepper. Ek gaan onmiddellik aan Justin 'n geleentheid gee om die verwelkoming te doen. Baie van u ken hom as Rochelle. Justin ken ons om in die kerk. Hy het vir sy bedankt doen, waarna ons onmiddellik aan die wijn 'n geleentheid gaan gee om ons die kerkseremonie te behartig. Goeiemiddag, voorzitter. Mijn naam is Roos en wordt mij dat ik het voorzitter. Wij gaan die activiteit vandaag ik heb geroepen om ons pijn met haar keer van te gaan. Dit is die dag waar die Here gemaakt het. En dat is leven en dat is ons moet niet zoals mensen wat niet wat weet die want God is ja die wonderplan mij een kaart met wonder geleerd. En wat ik ja vind van middag is bij ja om te doen en ik hier amen. Amen. Hier met een allemaal. Met die bij, en de man wat ik ons goed samen met de bij het dank dat hier gebruik gemaakt kan worden. En als wat ons dan ook op pad van elkaar stap tot dit. Tot een hele kampje voor alles, voor allemaal wat die is. Zelfs geen ik wil spijt je als een kind wat je moet moeten. Het is hier, het is bij je hier. Het is hier, ik heb een gevoel. Siapa tu? Sama ik voel het samen die blijven die gaan. Het is een makkelijke pad. Maar God zal je verloos bij. Maar je dank je. In hoeveel en hoe? Kom lief. Ik denk dat het safe. Hilke. Eva.
Ek sê drie wat Spike se beste vriende asseblief. Wat weet hulle was Spike daar aan Spike. Son en Hello. Wat ons Spike se beste vriend al jare wat wil ek hê. Familievrienden, dat is ons Spike se onmiddellike familie. Zijn moeder, zijn broer, zijn vrouw, zijn kinders en zijn twee beste vrienden. Ik vraag het jullie om voor hulle te koester in de laag. Wat voor hulle moeder nooit aan je laag. Ga niet terug naar hulle toe en ga schrijven aan de hulle woordje wat bewoorden. Baie dankie.
vir die besonderse manier waarop die Anneke, soos wat hy die bekend was, sy lewe keer. Nou, by begrafnisse word huldelik gedoen. En the huldelik of a tribute is the respectful expression of admiration, praise, or gratitude towards someone or something. And such a tribute can take different forms, including speeches, songs, and gifts. Tributes are often given to honor achievement, acknowledge contributions, or express respect in the face of loss. So wanneer ons dan by so geleentheid kom het, dan mens normaalweg persone wie die hulde doen, die hulde bring aan die persoon die ons vooraf gegaan het. En dit gaan onmiddellik roep op Maggie Williams op te kom en dan namens die familie die hulde te kom doen. My begroeting is dan verhoor en elke begrafenisgang en elke vriend en elke lid van Joseph en die familie. My begroeting is in die mooie naam van Promises. En vanoggend hier te staan, het soveel seer, het soveel pijn, om onze geliefde idol te komen vaarwel zien. Ik is zuster Maggie Williams van George. En kan ik niet beginnen weer namens die Korea familie van Hosselbaan en George. Dat ik niet vandaag kan maken, niet om ons schoenen te vragen. Dat ik niet vandaag kan lezen. Idol is een van die seens, of die oudste seun van die jongstes. Sy pa kom met 'n familie uit van 14 kinders, 7 seuns en 7 dogters. Waarvan Idol se pa een van die jongstes was en my pa is een van die oudstes. En soos jy weet, as sy pa die jongste is van 14 kinders, beteken dat die rest van die susters en broers is allemaal nou 80, 90 jaar oud en plus 70. Wat dit vir hulle onmoontlik maak om vandag hier te wees as gevolg van logistieke probleme, uitdagings met die gesondheid en so aan. Daarom is ons die jonge geslag van Oegendiesom om saam met Roos te wees. Die Mondus het ongelukkig in hierdie week met ons in liggie en neef aan die dood afgestaan. Aan die kant van grootbraak George en vandag se Idol. En as iemand nou vir my vra, maar ek kom hier so ver travel, kan jy nie die begrafenis nie kan bywoon. Toe was my antwoord, maar die familie in Travel is baie nader aan ons as die ander geval. En dat klink seker nie baie mooi om so te sê nie, maar dit is ongelukkig so dat in families en in verhoudings dan is daar diegene wat 'n baie meer en 'n meer spesiale plek in ons harte het. En ons kom 'n lang pad van met die familie en as ons dink die verbintenis met Idol is dat hulle ook vir 'n tyd in George gaan woon het. En dat hulle hierna toe teruggekom het toe my oom, sy pa, baie siek geword het, het Roos teruggekom om nader aan haar familie te wees. En om vandag hier te staan en iemand soos Roos te kan bemoedig, dat die mense hart in 1000 stukkies breek. Iemand wat al soveel aan die dood moes afstaan. Ons het jare gelede hier gestaan, toe moet ons vir haar enigste dogter kom tot sien sê, en vandag is het oudste seun. Sy is die enigste en alle susters wat oor is en sy het al soveel familielede vaarwel gesê.
En dit laat my net besef dat hoe 'n sterk vrou sy is. En ons wil nie altyd so sterk wees en weer mense sê vir ons is 'n sterkie, maar dit wys net vir my dat sy vasgehou het aan haar maker en dat die Here wie sy dien, 'n Godvreesende vrou, dat die Here vir haar deurgedra. En ons weet dat die Here in staat is om vir haar verder te vat. Want sy het hulle groot gemaak in die vrese van die Here. En dit is juist die familie wat vir my, toe ek in my diepste dal was, en toe die matroon my uitgepluk was, het ek met Lula se begrafnis gesê en ek sê dit vandag weer, is dit hierdie familie wat vir my en my gesin daar was. En jy sê, hoor, Boetie het nou nog 'n naam, dis Boetie en is Rochelle en is Justin, vir ons is hy Boetie, en dis juist Boetie wat by my moes kom woon in George, toe ek nie meer kon aan nie. Toe dit lyk dat daar net winter in my lewe is en die somers nooit gaan aanbreek nie, toe ons vir Boetie kom aan in die Parel, en Boetie het vir baie jare by ons gewoon, om my te help met my huisomstandighede, wat vir my te veel geword het, 17 jaar gelede. As Boetie die een wat vir ons huis daar was, en wat vir ons deurgetrek het, totdat ons op 'n punt gekom het, waar hy terug na sy ma toe gekom het. So dit is met innige dankbaarheid Roos dat jy altyd vir Boetie afstaan, tot onlangs 2 maande terug, toe sê Boetie, ek weer, ek sukkel, maar my werk het van my vereis, dat ek baie getrewel het, en dan het Boetie die huishouding kom waarneem, en Boetie het kom doen wat hy moes doen, om my hande te kon losmaak. En daarvoor sal ek wel ewig dankbaar wees. En dit is hoekom ons geen moeite ooit sal ons sien, om na Roos toe te kom en dan nooit alleen te laat nie. Dit doen my hart goed om soveel mense vandag te sien en dan besef ek dis juis as gevolg van Roos en Boetie se verbintenis met hierdie gemeente, dat hulle soveel ondersteuning vandag het van die gemeente. Baie dankie daarvoor. Nou, Idol is gebore die 6de van die 7de maand 1985 in die Parel Hospitaal. Hy het sy laerskooljaar begin met die nuwe drif primêr. Daarna het hulle George toe verhuis en daar het Idol skool gegaan by Parkdean Hoërskool in George. Hy het die laaste jaar van sy matriek, toe sy pa baie siek was, het hulle teruggekom Parel toe. Na skool is hy na die Genote College toe waar hy sy IT gaan studeer het. En daarna het Idol sommer besluit, hy was nie baie lief om vir 'n baas te werk nie. Toe hy net klaar geswat het, het hy gevoel, hy wil vir homself werk. En as ons daar sit, dan sien ons, hier kom 'n gesiggie verby aan Roos was Idol, hy sê agter in sy werkwinkel. Hy het sommer van sy kamer sy werkswinkel gemaakt. En dan sien ons nie, hier kom die gesiggies verby, of moet 'n rekenaar, of moet 'n CPU, of moet 'n harde skyf, of moet wat ook al, een of ander ding in hulle hand. En dan is hulle maar deur na die werkswinkel toe daar nie huis. En dan sien ons so later van wie steek Idol nou uit en dan sê hy is nou weg, hy gaan nou goed die persoon se ding aflewer. En dan sê ons altyd van Idol, bring net die py saam. Maar ons het nooit die py gesien, en sy agter in sy werkswinkel so besig was nie. En later van hy dit Idol seker besef, hy was baie lief vir gunsies en gawes doen. Nou toe Idol seker besef, die werk, py nie so lekker nie. Ek moet maar uitstaan en vir my 'n ander werk kry, want die raak nou 'n saai klein vir my. En toe het Idol gaan werk, by KW4, en later van tyd het hy gaan werk by RFG. En Idol was 'n ouetjie van baie styl, hy hou van styl, ek onthou Idol in George gebly, en toe besluit ek eendag, ek gaan Idol verras, en ek gaan vir Idol 'n paar nuwe tekkies koop. En toe ek sien, toe draai Idol daar, draai dan nou nie die tekkies nie. En ons is mos ougaande, ons is so 'n paar mooi tekkies, het was special. En eendag gaan Idol uit, en Idol kom terug, en ek kyk eers aan Idol se voete. Maar sit Idol nou nog steeds die ou tekkies aan. En die volgende dag vraag Idol, nou hoe draai jy die tekkies wat ek gekoop het? En ek sê, man, dit is een naampie. Dus ik Idol, dan moet ik die tekens gaan teruggeen. Nou, Idol was een ouetjie van styl. En ek nou die foto's sien op die pamflet, toe besef ek, hulle kon nie 'n beter foto gekies het
as hy groepie nie. Want hy het altyd hy grin op sy gesig gehad en hy koppie wat so op grond trek, as hy so kyk, is presies toe hy nou 'n jong man kom word, het hy vir ons altyd voor sy kop getrek en toe ek nou na die kerk en hoe pragtig het is en hoe pragtig die begrafnis ondernemer dit waarneem, toe dink ek, dit is nou die perfecte foto wat hulle gekies het. En ek kan nie een keer onthou dat hy opstandig was toe hy jong kon word, dat hy vir ons 'n groot mens enige disrespek getoon het. Hy was altyd 'n respectvolle, sagge aarde seun. As jy op hom skel en sê, mos ek maar nie lag, nou hy. Hy het nooit regtig teruggepraat of lelike antwoorde gegee. Hy het nooit styf gestaan teen sy ma nie. Hy het nooit teruggepraat met hom nie. As hy was vir dit eigen, hy moet nog ietsie bydra en sê, ja, hoeveel krag moet ek koop? Hy hou aan by die krag, hy het nie krag koop. En so af en toe aan hulle gesê, jy moet jou suiker opkoop. Nou maak hulle nie suiker, dis 'n suiker, koop vir jou suiker. So Roos, ek wil vandag sê, jy het goed gedoen. Roos, het so te sê ek kinders alleen groot gemaakt. Waarom met Isaac al die jare, jy weet, die familie van hulle is weermachtmense. En Roos het Isaac ook maar leer ken die aan broers, want al die broers is lief vir die weermacht. En toe is hy ook weermacht toe. En dan kom Isaac en ons net bezig en moet Roos weer 'n baba kry en dan gaan Isaac weer ons moes op hom die twee babas so langs mekaar lê. Soos Isaac van die weermacht afkom, moes ons kyk of hy weet watter van die twee kinders is syne. En toe weet hy nog watter een is syne. En so het sy kinders vrou alleen, baie keer alleen moes grootmaak. Selfs toe hulle George toegetrek het, het hy agtergebly hierso, omdat hy nog gewerk het. En sy alleen met haar kinders aangekom en hy het later by hulle aangesluit. So Roos, ons wil sê baie dankie, dat jy so mooi aan ons aangehoor gekyk het. Sy het aan nog gekyk voordat hy gesê het. Sy het haar kinders groot gemaakt, voordat sy weduwee was tot vandag. En kyk wat so mooi begrafnis kan sy vandag op vereidel gee. En vir sy twee kinders, en hulle dien, julle is mondoes, hulle het hulle vader gaan bysit toe die mondoes en vir hulle lekker klinkie tussen hulle aard. En dis ook hulle mondoes is. En ons wil vir hulle dien, sê baie dankie, vir al die liefde. Jy vereidel gegee. En haar pa, net soos hy is, jy het hom toegegooi met jou liefde. Baie dankie vir die twee prachtige kinders. En hulle sal altyd in die mondohuise welkom wees. En ons weet sy en Roos het 'n baie goeie verstandhouding. Sy sal nooit die kinders van haar weghou nie. En Roos sal hy help die kinders grootmaak. En Connor en Roosy sal vir haar bystaan. Baie dankie vir die ondersteuning en hierdie seertyd van haar. Amen. Amen. Baie dankie aan Sister Williams vir die besonderse manier waarop u die huldelik gedoen het. Familie, ek wil vraag, ek ken ek jou die teenwoordigheid van Jawada Chris Samai en vir Samai welkom hier by die begrafnisdienst van Weile Idol. Wonderlik vir Samai is die master van goede tempel by my keer op in die pad as hy die leraar. So as die dalk die geestelike tekst het, as die nergens het om te aanbid op 'n Sondagoggend nie, is die welkom om na St. Joseph's te kom, of net op die pad na die tempel te gaan, waar die wat Samai die leraar is. Dis nou as die nie 'n geestelike tekst het, ek sê nie vir die kerk los, en nou oorkom na ons toe, ons wil die kode gemaakt, as die nergens aanbid op 'n Sondagoggend nie, is die meer as welkom. Familie, ons het by die onder gekom waar ons wat die woord van die Here aan u gaan verkondig. En die voorbereiding van die woord gaan ek vra dat ons met mekaar saam sal sing. Die eerste gesang op ons program. Môre sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn.
glimlach deur die stormwind, want jy is mos 'n koningskind. Familie, ons skrifles vir die middag is opgeteken in Lukas die 7de hoofstuk en ons lees daarvan vanaf vers 11 tot en met vers 17. Lukas hoofstuk 7 vanaf vers 11 tot en met vers 17. Die opskrif daar is die seun van die weduwee van Nain. En die dag daarna was hy, en dis na Jesus wie hy verwys word, op weg na 'n stad met die naam van Nain. En baie van sy disippels en 'n groot menigte het saam met hom gegaan. En toe hy naby die poort van die stad kom, word daar net 'n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was 'n weduwee. En 'n groot menigte van die stad was by haar. En toe die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie ween nie. En hy het nader gegaan en die baar aangeraak. Daarop staan die draer stil en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. En die dooie het regop gaan sit en begin praat. En hy het hom aan sy moeder teruggegee. En vrees het almal aangegryp terwyl hulle God verheerlik en sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan en God het sy volk besoek. En hierdie woord aangaande hom het uitgegaan in die hele Judea en in die hele omtrek. Dit is aan die woord van die Here aan u, die kinders van die Here. Here, minder van my en meer van u. Neem weg, Here, uit my lewe wat nie van u is nie. Vergewe, Here, my sondes. Gee dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik is voor u, o Here, want u is ons rots en u is ons verlosser. Amen. Geliefdes in die Here, ons skrifles kom uit die evangelie volgens Lukas hoofstuk 7 met die klim op verse 13 en 14. Toe die Here haar sien,
het hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê, moenie huil nie. Hy gaan toe nader en vat aan die baar. Die draers gaan staan toe en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. Hy sê aan 'n dooie man. Jesus sê aan 'n dooie man, staan op. En hy gee hom aan sy moeder. Kan u vir 'n oomblik indink wat 'n intense oomblik hierdie was in die lewe van hierdie moeder en selfs meer vir die seun. In ons teks vind ons dat Jesus op pad was wanneer ons vanaf die eerste vers van hoofstuk 7 lees, vanaf Kapernaum na 'n dorpie met die naam Nain. En wanneer ons die Bybel gaan bestudeer, sien ons dat het so wat 10 ure se stap ver was. Die Bybel sê dat sy disippels saam met hom was. En dat behalwe sy disippels, hy omring was deur 'n skare van mense. Nou daardie stadium, broers en susters, van Jesus se optredes, was Jesus baie gewild. En soos wat hy van een dorp na die ander geloop het die mense om hom net al hoe meer geraak. Sommige dalk uit nuuskierigheid om te sien wie hierdie Jesus is, want hulle het al van hom gehoor. En ander heel moontlik uit belangstelling, want hulle het hom al ervaar. Hulle gesien die wonderwerke wat hy al gedoen het. Maar so broers en susters, het ook nie lang aangehou dat hierdie menigtes van mense en skare rondom was. Daar het 'n stadium in sy lewe gekom dat die skare hom verlaat het. En soveel so dat Jesus self vir sy disippels in Johannes 6 gevra het, wil julle nie ook maar van my weggaan nie. Maar nou, geliefdes in die Here, in Lukas 7, is die skares nog met hom. En so stap hierdie menigtes van mense saam met Jesus na die dorpie Nain. En die Bybel sê, wanneer hy by die ingang van die dorp kom daar 'n stoet mense van vooraf. Hulle is op pad uit die dorp uit. En wanneer ons die woord van die Here gaan studeer, sien ons dat byna die hele dorp se mense is wat in hierdie stoet van vooraf kom. Daar moes tog iets belangriks gebeur het wat hierdie klomp mense so by mekaar bring, soos wat ons vandag by mekaar is. Ja, die dood het hulle by mekaar gebring. En die dood het hierdie dorpie tot stilstand gebring. En dan, broers en susters, vind hierdie ontmoeting tussen die twee menigtes van mense plaas, sê die Bybel, by die ingang
van die dorp. Die seun van Nain is dood en volgens die gebruik van daardie tyd begrawe hulle op dieselfde dag nog. Hulle het sy liggaam in doeke toegedraai en in 'n draam skouerhoog op 'n draagbaar na die grafgroewe ongeveer 10 minute se stap uit die dorp uit. En agter hierdie draagbaar, agter hierdie dooie seun, stap daar die begrafnisgangers. Hulle het gekom het om hierdie moeder te ondersteun in haar tyd van hartseer en haar tyd van rou. Ja, broers en susters, die werklikheid van die dood het duidelik en hard aan hierdie moeder se deur kom klop. Suster Roos, soos van die dood weer hierdie afgelope tyd aan Monica straat nommer 30 se deur kom klop het. So broers en susters, was hierdie seun van hierdie weduwee ook omhaal. Nou die Bybel sê nie aan ons hoe hy gesterwe het nie. Heel moontlik was hy ook siek gewees. Heel moontlik moes sy moeder hom ook versorg het. Heel moontlik, broers en susters, het die moeder se hoop vervlou dat die seun van haar aan die lewe sou bly. Die dokters was heel moontlik ook al raad op. Miskien het hierdie moeder nagtelang op die siekbed gesit en gehoop en gebid. En dan breek die oomblik van waarheid aan. Hy blaas sy laaste asem uit en hy sterwe. Kan jy vir 'n oomblik indink en Suster Roos en heel moontlik iemand anders hier vandag, kan jy vir eenselfig met hierdie teks, met hierdie gedeelte uit die woord van die Here, wanneer die moeder se hart gebreek is, wanneer sy hart seer is, want sy ken die dood. Sy het al haar man aan die dood afgestaan. En haar man se dood het hierdie enigste kind van haar oorgebly. En al hoop wat sy gehad het, was in hierdie seun. Maar in daardie tye kon weduwees of vroue nie in hulle eie behoeftes en lewensonderhoud voorsien. En hierdie seun het die vooruitsig gehad dat 'n man se bloedlyn voorgesit kon word. Deur hom kon 'n man se geslag verder uitgebou word. Ek het vroeger gesê, in daardie tyd, broers en susters, was daar vir 'n weduwee weinig hoop om werk te kry. Daar was nie die geleenthede wat vrouens vandag het om hulle lewensonderhoud te voorsien. So alvoor met sig wat sy gehad het, was haar enigste seun vir haar sou kon sorg. Maar toe word hy siek en nou is hy dood. Kan jy verstaan hoekom die Bybel sê dat hierdie moeder, wanneer Jesus by haar kom gehuil het, maar vir hierdie vrou voel dit asof sy alles in die lewe verloor het. Eers haar man en nou ook haar seun. En die begrafnisgangers, broers en susters, soos wat dit deesdae ook is, sou na die begrafnishuis toe gaan en haar eensaam en alleen agterlaat. En sy was heel moontlik ook al te oud om nog kinders te hê.
En as die familie dit haar nie kon help nie, was die toekoms vir haar duister. En so broers en susters, wanneer hierdie begrafnis verby is, wanneer elkeen van ons terugkeer na ons normale program in ons normale daaglikse lewe gaan voorsit. Suster Roos gaan daar oomblikke wees wanneer en die familie alleen gaan wees. Dis juist in hierdie tye wanneer dit moeilik gaan wees. Wanneer die hartseer en die verlange op sy ergste gaan wees. Maar kyk wat gebeur by hierdie begrafnis van hierdie jong seun. Die Bybel sê dat sy, soos die gebruik was voor die draagbaar uitgeloop het, waar haar kind gelê het. En agter haar is byna die hele dorp se inwoners, soos wat ons vandag saam met u is, ons deel in julle hartseer, ons deel in julle pyn, ons deel in julle verlies. Die Bybel sê dan gebeur hierdie pragtige ding, dat Jesus kom van vooraf, met die menigte wat hom volg. Nou wat normaalweg sou gebeur tydens 'n begrafnis, is dat mense wat van vooraf kom een kant langs die pad sou staan, totdat die begrafnis stoet verby is uit respek vir die dood. Maar in hierdie geval gebeur hier iets anders, iets ongewoons. Die Bybel sê toe Jesus die heilige weduwee sien, bring hy die stoet tot stilstand. Vers 13 sê, toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry. Hier by die poort, by die ingang van die dorp Nain, kom die lewende God af op die gevolge van die sonde. Die God van lewe kom af op die dood. Die gevolg van die dood is normaalweg droefheid, 'n stikkende hart, ellende, oë vol trane. Hier kom Jesus af op 'n heilende, eensame weduwee. Die spore van die dood, broers en susters, is normaalweg 'n verwarde gemoed en 'n geskeurde binneste hart, vol vrae met min antwoorde. En baie van ons hier is vanmiddag, ons ken daardie gevoel van hartseer, van rou, van pyn. Ons ken daardie gevoel van vrae sonder antwoorde. Want Here, hy was dan nog so jonk, Here, sy kinders is dan nog so jonk, kon nie hom nie nog maar uitgespaar het nie. Maar Jesus voel innig jammer vir die ma. Christus, die ook ten volle mens was, sy hart gaan uit na hierdie ma. Hy vertroos haar en sê vir haar, moenie huil nie. En die Bybel sê, toe hy dit klaar gesê het, stap hy nader, na die draagbaar toe en hy vat daar aan. En dit is ook heeltemal, broers en susters, iets ongehoords wat hier plaasvind. Want om aan 'n draagbaar te vat waar bedooie lê, is net nie gedoen nie, want dit sou jou onrein maak. Maar hierdie is 'n saak van lewe en dood. En Jesus gaan buite die reinigingsgebruike van daardie tyd, omdat die lewe van 'n mens belangrik is as enigiets anders. Jesus, broers en susters, vat aan die draagbaar. Die Bybel sê die draers gaan staan stil. Jesus laat die stoet van die dood net daar in sy spore versteen.
Jong man, ek sê vir jou, staan op. Die 15de vers sê, die dooie het regop gaan sit en begin praat. En hy het hom aan sy moeder teruggegee. Nou die Here Jesus Christus mag dalk nie vandag die fisiese liggaam van Eigel oprig en opwek nie. Maar die Here, die siel behoort aan die Here. En die gebed van ons hart is, dat wanneer die jong man dan siek is, wanneer die Here hom uit sy normale omstandighede uithaal uit sy sirkel van vriende en familie en hom alleen op 'n hospitaalbed gaan sit. Wanneer die Here geleentheid het om met hom alleen te werk, dat redding vir sy siel sal wees. En dat Suster Roos die vrede sal vind, dat die kinders en die vrou en die familie vrede sal vind. Wanneer Jesus die pad langs kom, selfs in die dood, dan broers en susters, leer die teks my, jou lewe nooit weer dieselfde sal wees nie. Wanneer jy van aangesig tot aangesig met Jesus kom, daar iets moet gebeur, daar verandering moet plaasvind. En wanneer die moeder 'n ontmoeting met Jesus het, verander haar omstandighede, want Jesus gee aan haar hoop op die toekoms, dat sy nou iemand het, wat weer sal voorsien in haar behoeftes. En soos Suster Roos en familie, mag Jesus dalk nie vandag Eigelse liggaam aan ons teruggee nie, maar 'n ontmoeting met Jesus begrafnisgangers sal die omstandighede verander. 'n Ontmoeting met Jesus gee vir die hoop op môre en op oormôre. De baat nie ek preek meer vir Eigel nie. Hy kan ons nie hoor nie. Maar ons hier wees vandag is om te hoor wat die Here vir u wil sê. Ons hier wees vandag, God gebruik sy dood, sodat ons vandag 'n geleentheid het om 'n ontmoeting met hierdie Jesus te hê. Sien die woord van die Here leer my, dat by die ingang van hierdie dorpie van Nain, by 'n begrafnis, was daar 'n ontmoeting met Jesus. En so selfs by die begrafnis van Eigel, kan daar vir u 'n ontmoeting wees met hierdie Jesus. Die begrafnis van Eigel kan vir u die omdraai wees. Die begrafnis van Eigel kan die oomblik wees wanneer u aan die wêreld sê, weg, wêreld, weg. Ek volg nie meer. Die begrafnis van Eigel kan die oomblik wees waar hy sê, unto Jesus I surrender, unto him I freely give. Die begrafnis van Eigel kan vir u redding beteken, verlossing beteken, verandering beteken, vernieuwing beteken. Sien, Eigel se dood is nie toevallig nie, Suster Roos. God het 'n doel met alles wat hy doen. God het Eigel kom haal om saam met hom te wees. Ons wie in die lewe is, ons het 'n geleentheid. Ons het 'n geleentheid om nou reg te maak met Christus. So familie het Eigel aan die wedloop van die lewe deelgeneem. Suster Roos het die goeie stryd gestry.
hy hierdie wedloop het hy voleindig. Ons is nog in die reis. Ons is nog in die wedloop. Ons het nog geleentheid om vinniger te hardloop. Ons het nog geleentheid om beter te hardloop. Ons het nog geleentheid om die wenstreep te behaal en ons kroon te ontvang wat Jesus vir ons weggeberg het. Familie, wat ook al die omstandighede. Hierdie moeder se seun was dood, gereed om begrawe te word, wanneer sy 'n ontmoeting met Jesus het. En so dit maak nie saak wat die omstandighede vandag is, maak nie saak wat die uitdagings is. 'n Ontmoeting met Jesus kan weer verandering bring, kan weer vernuwing bring, en dit kan weer vir u nuwe hoop gee. Amen. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever Familie, ons gaan nou aan Jolene Kim geleentheid gee om vir ons die bedankings namens die familie te doen. Jolene Kim. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Jolene Kim en ik begroet allemaal vanmiddag aan de wonderlijke naam van ons Heer Jezus. De naam door alle namen. Amen. Wel, ik is wel veranderd van de liefde van wijle aardig, reden en rouw. Spijt zoals we hem allemaal gekend hebben. Net ook dank je dat ze voor allemaal wat er bijdraagt aan bijgezet en bijgestaan heeft aan de tijd van de rouw. Eerst geef ik al de eer aan ons Hemelse Vader, waarom aan ons geleden van 39 jaar. Dat was voorwaar een voorrecht om hem te gekeerd in deel te gewezen van zijn leven. Dan wil ik zijn mami Roos moeder baie dankie sê. Dat sy so 'n spontane jongman van 39 jaar groot gemaak en opgevoed het. Die Here het hom toevertrou aan U. Baie dankie.
sal nooit ongesiens verbygaan nie. Annelien Pretorius, die mama van Ivo Monroe se 2 pragtige dogtertjies. Iva 3 jaar oud en Ilke 8 jaar oud. Baie dankie dat jy hom die eer gegee het om 'n vader te kon wees. Baie dankie. Aan Roosey en Kondi sy 2 broers. Julle was nog julle soos Fonkel en Koyander saam. Maar julle was sy bloedbroers en het saam vir arme Roosey 'n kosplaas gedoen. Baie dankie. En die span wat die Rowlings en alle dienste moontlik gemaak het. Pastor Titus, broer Kiki, Suster Evelyn, Juffrou Stein, Juffrou Launa, broer Sas en broer Benny Jansen van Wijk 8, die worship team en pastor, baie dankie. Die diens was geseën, voorwaar geseën. En Douwe Kliniek, Perel Hospitaal, Tygerweg Hospitaal, baie dankie vir julle dienste en dat julle alles maklik vir hom gemaak het. Aan die baie begrafnisdienste, baie dankie dat julle die pragtige begrafnis en die laaste ere aan hom moontlik gemaak het. Baie dankie. En last but not least, baie dankie aan Son Amerika en sy familie, dat julle deure vir hom oopgemaak het in sy tyd van siekte en nood. Dankie dat julle daar vir hom soggens vroeg en saans raad was. Ons as die bedroefde familie waardeer het oprecht verskriklik baie. En aan al die begrafnisgangers, baie dankie vir julle opkomst. Eidelse werkkollegas, al sy familie en vriende wat van baie ver af gekom het, baie dankie. Ons gaan nou weer na die begraafplaas waar ons die lichaam te rustig gaan leer. Maar na die tyd is almal welkom om 'n koppie warm koffie of thee saam met die familie te kom geniet. Baie dankie. Baie dankie aan Sister Jody. Ons gaan nog geleentheid gee om die orde van ons volk is voor ons die kerk en vader vir ons geleentheid gaan gee vir die slideshow en dan gaan ek vir die dames na vore sal kom dat soos wat die draas met program is vir Roos Monroe, Daniel Oktober, Jolanda Willemse en Nadine Pretorius is na die slideshow Aleta Willemse en Calvary Davids dat die sal kom en dan dat ons sal staan en nie sal op en af beweeg op die stadium nie vir die speel van die dodenaar soos die dalk wil gaan gauw die badkamer wat gebruik dat die nou gaan terwyl dat hy ons die slideshow gaan speel maar die speel van die dodenaar en ek vraag dat die nie op en af sal beweeg nie. Didn't know today would be our last, that I had to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why.
I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love is on inside me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Amen. Familie, ons sal nou dankie sê ons aan die familie geleentheid gee om die kers uit te doof. Die worship team van ons pastor lied sal sy saggies so die familie kon gee die visie om die kers uit te doof. Die kers uit te doof. Sal kom en dat die tekst sal kom aan jou. Familie, ons vandag staan vir die speel van die Dodenaars.
sê nou die 6 nou op die program, maar daar's 8 persone wat kan dra. So, ek indien dat 2 persone is, wie so naam daar in die program is, die kan hier ook kom. 2 familie die graag wil dra, die sal kom. Ek is die opstanding en die lewe se Here. Wie my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Elkeen wie lewe en my glo, sal nooit sterwe en God in lewe gebring. Maar ek weet my verlosser leef en hy sal as laaste in stof opstaan. En nadat het alles my vel afgeskeer is, sal ek nogtans sy vlees nog aanskou. Omdat hy sal skou my goede, en my oor en geen vreemde nie sal sien. Want ons het niks in die wêreld ingebring, en dit is duidelik dat ons ook nie enige daarin kan wegdraai. Here het gegee, Here het geneem, die naam van die Here sy genoem. Ek is die opstanding en die lewe, sê die Here. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Elkeen die lewe, wie in my glo sal nooit sterwe tot in die ewigheid. Ja, ek so.